die woordjie wat ons nou gehoor het. Jesus het die lief. Ja, hy het almal lief, maak nie saak wie jy is en wat jy is nie. Sit net so dan open ons. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat U ons die geleentheid gee om hier by mekaar te vergader in U naam vandag. Dankie dat ons ook die geleentheid het om weer aan die nagmaaltafel te sit, ter herinnering aan wat U vir ons alles gedoen het aan die kruis, dat U gesterf het vir ons sondes en U bloed gegee het vir die nuwe verbond. Here, so dink ons gebede gaan uit na Tannie Lisa wat in die hospitaal is. En ons sê ook baie dankie dat Tannie Martie en Oom Piet terug is uit die hospitaal is. Ons weet die beskermde hand is al reeds by elke boetie en sussie wat siek is vandag en nie hier kan wees nie. Here, dan sê ons baie dankie vir die nuwe dag, dat die beskermde hand oor ons gehou het gisterand. En dankie vir die skepping. Dankie vir die suurstof. Dankie vir bome. Dankie vir die diere. Dankie vir 'n dak oor ons kop, voedsel op die tafel. Ons verdien dit nie. Maar ons sê vir U dankie in die naam van Jesus. Amen. Amen. Soos gesê, Tannie Lisa Moore is in die hospitaal, sy kan nie by ons wees vandag nie. Tannie Martie en Oom Piet, baie welkom terug. Ek sien julle lyk sommer baie beter. En dan 'n baie welkom aan Tannie Wilna Hunter. Ek's reg, daar is hy. Nuwe, wat sal ons dit noem, 'n inwoner hier by ons. Ja, ons het nie veel om te doen hier so in die oord nie, so Sondag hou ons kerk. Sy. Ek het die afgelope tyd baie keer, of baie die vraag gekry is, by mense is, hoekom? Hoekom sukkel ons so? Hoekom is ek so siek? Hoekom kry ek so baie moeilikheid? En hoekom so baie aanvalle van Satan? En die Here het die woord op my hart gebring vandag en my gewys na die boek Job toe. Die titel vandag vir die woord is In Satan se vizier, en ons gaan daarby uitkom, jy gaan nou verstaan. Van die begin van Genesis af, sien ons dat Satan val die mens aan. Van Adam en Eva se tyd, Satan se skuld, dat ons in 'n sondige wêreld lewe. So van die begin is hy daar en hy is nog steeds daar. Dis ons grootste vyand. Satan is nou nie 'n ouetjie waaroor ek graag wil gesels. En ek praat nie graag oor hom nie, maar dis dinge wat ons moet hoor. Dis so asof mense wat nie hulle harte vir die Here gegee het nie. Dis so partymal voel dit vir my, hulle gaan so maklik deur die lewe. En ek weet nie of dit net ek is of u dit ook al agtergekom het nie. Mense wat in die wêreld leef, wat nie God in hulle lewe het nie. Dis so asof hulle dinge net makliker het. Asof hulle minder probleme het en net so deur die lewe gaan asof niks verkeerd is nie. En hulle kry dinge reg. Maar ja, sodra jy vir die Here lewe en jou hart vir hom gegee het, is asof hoe meer jy probeer, en ek het die vraag gekry die week, so ek probeer so hard om Jesus te volg en gehoorsaam te wees en gelowig te wees. En hoe meer ek dit doen, hoe meer probleme kry ek. Hoekom? Is dit Satan wat my straf? Is dit die Here wat my straf? Hoekom gaan dit so? Wat het ek verkeerd gedoen? En dit is waar die tema aankom. In of onder Satan se vizier. Ons is 'n teken vir hom. Sodra jy in sonde leef en in die wêreld leef, is Satan gelukkig hoe jy lewe. Want jy doen mos wat hy wil hê. Jy doen nie die Here se werkie, al die verkeerde dinge van die wêreld doen ons. So hy gaan jou nie pla nie, want ons doen mos wat hy wil hê. So ons gee hom sy sin. Maar die dag sodra jy jou hart vir die Here gee,
en jy probeer in Jesus se voetspore volg en hom dien en hom loof, dan is Satan nou bedreig, dan sien hy ons raak, dan sê hy onder sy versier, en dan kom hy met al die dinge en probleme. Daar is 'n spreekwoord wat sê die hoë bome vat al die wind. Sodra mense suksesvol raak in enigiets in die lewe, of in 'n werksituasie of in 'n besigheid, dan is altyd kritiek en 'n geskindery en probleme. Omdat hulle sukses maak van hulle lewe, die hoë bome kry die wind. Net so is dit as 'n Christen. Hoe meer jy probeer reg doen, hoe meer aanvalle is daar van Satan. Want jy is nou onder sy versier, jy's 'n bedreiging. Jy werk teen hom. Maar moet ons ook onthou, Jesus sê vir ons, of die Here sê vir ons in die woord, hy sal ons nie beproef of toets meer as wat ons kan hanteer nie. En dit laat dink my so aan Job. As ons kyk daar in 1 Petrus 5 vers 8, word ons gewaarsku teen Satan. Dan vers 8 lees ek, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So hy gaan sit nie die persoon wat in die wêreld is en in sonde lewe nie. Hy soek die wat in die lig lewe en Jesus volg. Johannes 10 vers 10 sien ons, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So, ons moet waaksaam wees. Hier Satan, en ons word so groot, ons word so geleer van kleins af. En ek sien die kinderbybels en selfs op skool, het ons hier prentjie van die duiwel, die rooi mannetjie met die horings, né? En die stert, en die virkie. Dis die prentjie, as iemand praat van die duiwel, kry ek daai prentjie in my geestesoog. Nee. Onthou, Satan was 'n engel gewees in die hemel, wat uitgegooi is, toe hy teen God draai. In 1 Korintiërs 11, lees ek daar, dat Satan self kan hom verander in 'n engel van die lig. So ons moet nie onder die indruk wees, Satan is hierdie rooi mannetjie of lelik nie. Hy kan homself verander. En Satan maak altyd alle verkeerde dinge mooi lyk en goed lyk en reg lyk. So ons moet waaksaam wees. Maar as ons kyk in die woord na 1 Petrus 5 vers 6 tot 9, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet, dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. So in die verhaal van Job sien ons hoe Job getoets word daardie tyd. Job was een van die rykste manne daar in die ooste. En kom ons lees dan Job 1. Job 1 vanaf vers 1. Daar was 'n man in die land is, wie sy naam was Job. En die man was vroom, opreg en godsvreesend. En een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besittings 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menige slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste.
En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te kom eet en drink. En elke keer as die dag van die maaltyd om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen wat hulle want. Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. En op 'n dag, toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook al onder hulle gekom. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deur kruis het. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, godsvreesend en wat afwyk van die kwaad. En Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis, alles wat hy het, aan alle kante rondom hom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee sterk vermeerder in die land. Aangesig seën. Daarop sê die Here aan Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. So as ons hier kyk, dan sien ons eintlik, Satan het gesoek vir iemand om aan te val. En toe kom hy op Job af. Want Job was so godsvreesend en gehoorsaam. Toe daag hy eintlik God uit en sê, jy seën Job so baie, maar vat net bietjie van sy goed weg. Hy is so ryk, hy het al die kamele en vee en slawe en eiendom. Hy is die rykste man daar so in die ooste. Maar vat net bietjie van sy goed weg. Dan gaan hy jou nie meer so loof en prys en gelowig wees nie. Dan gaan hy sy geloof verloor. Nee, ons almal het al iets verloor in die verlede. En ons weet, as jy iets verloor, iemand afstaan aan die dood, 'n huis verloor, 'n motor verloor, 'n werk verloor, of 'n besigheid verloor, wat ook al ons verloor, onmiddellik is ons negatief, kop onderste bo. Job het so baie verloor. En God sê vir hom, dis in jou hand, toets hom. Job is my knegt, hy is gehoorsaam. En so het Satan alles van Job gevat. Ons kan amper sê in 'n oogwink, het hy alles gevat. En ons lees verder, vers 13. En op 'n dag terwyl sy seuns en die dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploë was en die esele aan wy langs julle, het die Sabeërs ingeval gedoen en dit weggeroop. En het hulle die dienaars met skerpte van 'n swaard verslaan. En net ek alleen het ontvlug om dit te kom vertel. So daar is al sy beeste weg. En die man was nog besig om te vertel. Toe kom maar 'n ander ene en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars. En dit het hulle verteer. En ek alleen het ontvlug om dit te kom vertel. En terwyl hy dit nog spreek, kom maar 'n ander een. En sê, Chaldeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak.
en hulle weggeroof. Maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om dit te vertel. En terwyl dit nog aan die gang is, toe kry hy die boodskap. Die seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe daarmee 'n groot wind van die woestyn kom, wat die huis aan die 4 hoeke gryp, en dit het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het. En net ek alleen het ontvlug om dit te kom vertel. Toe staan Job op, skeer sy mantel, en hy het sy hoof geskeer, en in aanbidding op die grond geval, en gesê, naak het ek uit my moederskoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkry, keer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here, sy geloofd. So dit moes vir Job beskiklik gewees het. Op een dag verloor hy alles, al sy rykdom in die wêreld. En hy verloor 7 seuns en 3 dogters, 10 kinders op een dag. Maar steeds, Job was getoets. Want onthou, Satan het die Here uitgedaag en gesê, vat net bietjie weg, kom ons kyk of hy nog gaan glo. Kom ons kyk of hy nog gehoorsaam gaan wees. En Job was gehoorsaam en hy het nog vasgestaan. Op 'n stadium met sy vrou by hom gekom. Gesê, seën net vir God, laat hy jou ook doodmaak. Vloek hom net, laat jy ook kan sterwe. Maar Job het vasgestaan in geloof. En die verhaal gaan aan, dit is 'n lang verhaal. Daar was baie lyding, sy gesondheid was weggevat. So Job het niks oorgehad nie. Maar hy het vasgestaan in geloof. Al die tyd, met al die lyding, met al die verlies, het Job nog steeds geglo. En Job is 'n baie snaakse boek. Mens kan nie regtig agterkom. Is hy net getoets? Is hy gestraf? Maar op die ou ende, die boodskap wat uit Job uitkom is, al gaan ons deur wat, ons moet vasstaan in geloof. Verlede week het ons gepraat bietjie oor oorlog en hoe erg die dinge in ons land en in die wêreld aangaan en die eindtye. Dit gaan nie makliker word nie, dit gaan nie beter raak nie. Die eindtye kom. Ons gaan nog deur baie beproewings. Almal gaan deur beproewings, almal word siek. Maar dis 'n beproewing. Op die ou einde is daar 'n rede daarvoor. Of ons net getoets word en sterker aan die ander kant uitkom, of dit dalk net 'n voorbeeld is vir iemand anders, ons weet nie altyd nie. Maar ons kan net vasstaan, vertrou en glo. En dit is in die Here se hande, nie ons nie. Op die ou einde is Job geseënd met baie meer as wat hy verloor het. Die Here het hom so geseën. Hy is nog 'n ekstra 140 jaar gegee. So ek weet nou nie hoe oud was Job gewees toe die 10 kinders van hom weggeneem is en al sy goed nie. Maar na dit is hy nog 140 jaar gegee. En hy is weer 10 kinders gegee. Weer 7 seuns. Weer 3 dogters. En in die woord staan, die 3 dogters was die mooiste dogters in die hele ooste. Hy is meer vee teruggegee, amper dubbel as wat hy gehad het. En op die ou ende is Job oorlede en in die woord staan, hy het 'n vol lewe gehad, hy is op 'n ou ouderdom oorlede. En hy het 'n vol lewe en 'n ou lewe gehad. So dit is so 'n goeie voorbeeld vir ons. Ons raak so maklik negatief. Net ietsie kleins gaan fout, dan is ons klaar bekommerd. Dan verloor ons klaar geloof. Mense verskil. Party mense moet bietjie probleme kry om terug te keer na die woord toe. En ek het dit al voorheen genoem. 'n Vriend van my noem dit 'n spaarwielchristen. Net as ons in nood is, dan pluk ons die Bybel uit en lees. Dan kan ons gou weer bid.
so noodgeval. Ander verloor geloof as hulle in probleme kom. Eers, ek probeer so hard, ek doen alles, maar kyk wat gebeur nou met my. En hulle verloor geloof. Maar tog sê die woord vir ons, hou moed, hou aan. Bid sonder ophou. Ek weet nie hoeveel tyd almal spandeer aan die woord en aan bid elke dag nie. En ek sluit myself in, ek dink is te min. Woord sê vir ons bid sonder ophou. Sonder ophou is dag en nag. Ons is veronderstel die eerste ding in die oggend as jy wakker word. Voor jy jou oë nog oopmaak, moet jy al bid. Sê dankie vir nog 'n dag. Onthou, ons is op geleende tyd hier. Ons weet nie wanneer ons is tyd om te gaan nie. Ons sien dit so gereeld. Gereeld word daar iemand van ons al weggeneem. En dan laat dit mense dink, wat gebeur as dit my laaste dag is vandag? Is my saak reg? Gaan ek eendag as hy laaste bassein blaas, gaan ek saam? Of is ek nie reg nie? Om reg te maak is dalk te laat môre of vanaand. Ons weet nie wanneer nie. So ons moet kyk om meer soos Job te wees. Staan vas al gebeur wat, al gaan dinge hoe moeilik. Staan vas in geloof. Ons almal is al deur groot probleme. En ons het tog al deur gekom. Hier is ons vandag. En as jy deur so 'n winter of 'n storm is, agterna kyk jy terug en sien jy maar, dit was eintlik niks. Ek weet nie hoe ek dit gemaak het. Jo, ek wil dit nie weer oor hê nie, maar ons het tog al deur gekom. Dis net deur genade wat ons dit reg gekry het. En ons vergeet partymal om te sê dankie Here, ons is deur dit. Om julle te los met 'n versie van bemoediging. Dit sê 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Moenie die wêreld lief hê om die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Net tot daartoe vandag, dat ek vir ons afsluit voor ons nagmaal gaan gebruik vir môre. Is dit net so? Hemelse Vader, ons dank U en loof U en prys U. Dankie Here vir U boodskap, dat ons weer herinner word aan Job se geduld, sy lydsaamheid, sy gehoorsaamheid. Here, ek bid dat U vir ons elkeen net 'n bietjie van Job se geduld en lydsaamheid en geloof en gehoorsaamheid kan gee. Ons verstaan Job is deur 'n verskriklike ding. Maar U is tog 'n regverdige God. U sê tog, U woord sê, U sal ons nie beproef meer as wat ons kan hanteer nie. En ons glo dit. Ons maak staat op U, want U is nie 'n God wat jok nie. U was tog eerste lief vir ons. U het tog vir ons aan die kruis gesterf omdat U ons so lief gehad het. En dan dank ons U weer vandag dat ons die geleentheid het om weer te herinner word daaraan by die nagmaaltafel vanmôre.
Dan vra ons ook so, vergewe ons sondes, en dat ons weer 'n nuwe dag kan begin, 'n nuwe blaadjie oorslaan. Nie kan bely dat U is die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die enigste God en geen ander. Dat U is alles. Sonder U is ons niks. Ons dank U daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Jy vra my net te help by die Wag. Ons sien in die woord, na Jesus saam sy disippels geëet het, die brood gevat en gebreek, en gesê, neem eet, dit is my liggaam, simbolies, ter herinnering, dat hy sy liggaam vir ons aan die kruis gegee het, dat hy ons so lief gehad het, dat ons dit soveel kere moontlik doen, dat ons herinner word aan daardie dag. Die brood geëet het, het Jesus wyn geskink, gesê, neem, drink, dit is my bloed, nuwe verbond, sy bloed wat hy aan die kruis gesterf het of gestort het vir ons. Sê, liewe Vader, dankie dat ons vandag weer kan deelneem aan die nagmaaltafel, dat ons simbolies kan herinner word aan die opoffering vir ons, uit liefde vir ons, dat U gesterf het vir ons sondes, dat U die dood oorwin het, sodat ons ewige lewe kan beerwe. Dat ons herinner word van U liggaam wat gegee is aan die kruis, U bloed wat gestort is, en dat ons sonde skoon gewas is deur U bloed, en dat dit ook die nuwe verbond is. In Jesus se naam, amen.
sê, Hemelse Vader, weer eens dankie. Dankie dat ons in die naam kan vergader. Dankie dat die afgelope week die verkiesing goed afgeloop het, waar mense so bekommerd was hier in ons land oor die politieke situasie. Maar U is groot, soos die koortjie wat ons net nou na geluister het. U is groot, U is koning van die heelal, die skepper. En niks is vir U onmoontlik nie. En ek vra so dat U saam met elke boetie en sussie sal gaan hierdie week en hulle beskerm en hulle die wysheid gee om die regte dinge te doen. Dankie dat U aan die kruis, of na die kruis en opvaardiging vir ons die Heilige Gees gestuur het as vertrooster, leidsman en raadsman. Want ons besef, alleen kan ons nie deur hierdie wêreld nie. Maar eendag gaan ons weer met U verenig, vir ewig en altyd, saam met U wees. En ons sê dankie in die naam van Jesus. Amen.